Goeienaand julle, ons is nou weer na die eksamens en die vakansie, gaan ons nou weer hierdie week voort met ons ouer toerusting, vir Sondagse katekisasie ook. Ons is op die oomblik in les 26, wat ons nou vir hierdie Sondag moet doen, en hier in les 26 staan ons stil by 3 wonderwerke van Jesus. En ons kry die 3 wonderwerke in Lukas 8 vers 22 tot 56, as julle nou in die katekisasie handleiding kyk, sal julle sien dat daar baie meer skrifgedeeltes gegee word, maar soos julle nou al gesien het hier in die Nuwe Testament, volgens die lyn deur die Lukas evangelie, so ons gaan weer eens fokus op Lukas. En daarom gaan ons na die 3 wonderwerke wat in les 26 behandel word, kyk in Lukas 8 vers 22 tot 56. Nou, die vraag is, so 'n bietjie as ons hier by die toerusting begin vanaand, hoekom is die evangelie, soos in Matteus, Markus, Lukas, ook Johannes, so vol van Jesus se wonderwerke? As ons nou in Lukas lees, Lukas 4 begin ons in Lukas 4 vers 14, dan sien ons daar begin Jesus se openbare bediening nou in Galilea, en het gaan af tot hier by hoofstuk 9 vers 51, en van daarop beweeg Jesus na kruis toe. Maar elke hoofstuk van hoofstuk 4 af kry ons aan mekaar wonderwerke, ook hier in hoofstuk 8. In Lukas 8 kry ons weer wonderwerke, sommer 3 so na mekaar, hier van vers 22 af. Nou baie belangrik, in Jesus se Galilea bediening, in hoofstuk 4 vers 14 tot 9 vers 51, is die fokus op Jesus se verkondiging. Jesus verkondig, die evangelie van die koninkryk word verkondig. As julle dalk in julle Bybel so 'n bietjie gou blaai na hoofstuk 4 toe, as Jesus in Galilea inkom, dan sien ons in hoofstuk 4 vers 15, en hy het in hulle sinagoges geleer en is deur almal geprys. As mens net omblaai na vers 31 toe, dan staan daar, en hy het afgekom na Kapernaum, 'n stad in van Galilea, en hulle op die Sabbat geleer. En dan in vers 43 weer, hy het vir hulle gesê, ek moet aan die ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God bring, want daarvoor is ek gestuur. As mens in hoofstuk 5 vers 1 kom, dan sien mens dat die skare by hom aandring om die woord te hoor. In vers 12 is Jesus weer in 'n situasie waarin hy verkondig, vers 17 ook. En in een van die dae was hy besig om te leer. En dan as mens aanblaai na hoofstuk 6 vers 6, en op 'n ander Sabbat het hy in die sinagoge gegaan en geleer. Hoofstuk 8 vers 1 weer, dus daar kom ons staan daar, en daarna het hy die een stad en dorp na die ander deurgereis en gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. So, dis 'n regte fokus by Lukas is om te wys dat Jesus preek die evangelie van die koninkryk van God. Waaroor gaan hierdie evangelie van die koninkryk nou weer? Nou, om die evangelie van die koninkryk so bietjie in jou kop te hou, moet jy mens nou dink aan daardie prentjie wat ons nou al soveel maal hierdie jaar geteken het. Genesis 1 en 2 is 'n goeie skeping. Daar is God se koninkryk in die begin. Dan in Genesis 3 is daar 'n sondeval, 'n rebellie teen God se koninkryk. En God se oordeel kom oor die mens wat in rebellie teen hom is, en teen Satan wat in rebellie teen hom is. Maar dan kom God in sy genade en hy gee die moederbelofte. Wat is die moederbelofte nou weer? Daar gaan 'n kind gebore word uit die vrou, en hy gaan Satan se kop vermorsel. Hy gaan die vrede weer terugbring. Hy gaan die koninkryk van God laat kom. Elkeen wat in hom glo, deel in die koninkryk van God. So dit is die evangelie van die koninkryk, en dit loop uiteindelik uit op Openbaring 21 en 22 se nuwe hemel en aarde. Terwyl ons nou, nadat ons tot geloof en bekering of tot bekering gekom het en in geloof na Jesus toegegaan het, leef ons nou op weg na die volheid van die koninkryk daar in Openbaring 21 en 22. Leef ons nou reeds in 'n verhouding met Jesus, in 'n verhouding met God, onder sy koningsheerskappy op weg na die volheid van daardie koninkryk. Nou, dit is wat Jesus verkondig. Hy verkondig, hy is daai koning, hy is daai kind van die vrou, wat tegelykertyd waar 'n mens en waarlik God is, soos wat die profete ook oor hom geprofeteer het. Hy is die een wat die koninkryk van God bring. En Jesus verkondig dit. Nou, waarmee is verlede
kwartaal afgesluit het, was Lukas 8 vers 4, Lukas 8 vers 4 tot vers 21, en daar was die fokus nogal sterk op Jesus, wat hierdie evangelie verkondig deur gelykenisse. Hy verkondig deur gelykenisse. Wat is 'n gelykenis nou weer? Wel, dis 'n storie met 'n les. En die les gaan elke keer oor die koninkryk van God, en oor Jesus as die koning van die koninkryk, en hoe hy die koninkryk bring, en wat die koninkryk alles inhou. En dan het hierdie storie die doel om jou daardie koninkryk en die koning net al hoe beter te laat verstaan. Dis die groot ding van gelykenisse. Maar, dit het ons laas keer ook gesien, verlede kwartaal mee afgesluit, gelykenisse het net daardie wonderlike storie, en die storie wat die koninkryk vir ons ophelder en verhelder vir ware disippels wat by Jesus is en vir Jesus vra, verduidelik vir my hierdie storie. En dit is belangrik vir ons en ons kinders ook, wanneer ons in die Bybel is, en ons lees Jesus se gelykenisse, is om regtig vir die Here Jesus te vra, bidend te vra, Here, wat beteken hierdie? Vertel vir ons, verduidelik vir ons, help ons om die storie te verstaan, sodat dit nie maar net 'n storie bly, want dit is God se oordeel. Vir ons wat nie glo nie by Jesus is nie, bly Jesus se stories maar net stories. En so kom God se oordeel oor ouens wat aanhou om Jesus te verwerp. Maar goed, wat ons moet raak sien, die belangrike ding van Lukas 4 af, is dat Jesus se groot ding in Galilea, was Galilea nou weer, as ons kyk hier op ons kaart, hier gaan ons sy Galilea bedien, is om die evangelie van koninkryk te verkondig. En dan, baie belangrik, saam met daardie verkondiging gebeur daar wonderwerke. En met sy wonderwerke wys Jesus sy verkondiging. Dis amper asof die wonderwerke 'n sigbare, tasbare verkondiging is. Jesus verkondig, en dan moet jy dit wat hy verkondig ook in sy wonderwerke raak sien. So sy wonderwerke wys ons ook elke keer iets meer oor die koninkryk. Dit wys vir jou iets oor Jesus, die koning van die koninkryk. So wat wys Jesus dan met hierdie 3 wonderwerke, waarby ons nou hierdie week gaan stilstaan in Lukas 8 vers 22 tot 56. Maar voor ons daarby kom ons kyk net gou waar Jesus is en waar hy hierdie wonderwerke gaan doen. Nou as ons in Lukas 8 vers 22 lees, dan staan daar, en op een van daardie dae, en een van daardie dae sluit nou aan by Lukas 8 vers 1, en daarna het hy die een stad en dorp na die ander deurgereis en gepreek en die evangelie van die koninkryk verkondig, en op een van daardie dae. So dis terwyl Jesus nou besig is met hierdie verkondiging van die evangelie van die koninkryk, gebeur nou dit wat ons nou in Lukas 8 vers 22 tot 56 gaan begin lees. Dan staan daar in vers 22, en op een van daardie dae het hy sy disippels in 'n skuit, sy disippels in 'n skuit gegaan, en hy het vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die oorkant van die see. So Jesus is hier in Galilea besig met sy Galilea bediening, en nou klim hulle in 'n skuit, 'n redelike groot skuit, want hy en sy 12 disippels kan in daardie skuit gaan, en heel waarskynlik was daar die vroue van Lukas 8 vers 2 ook saam, ook sekere vroue, wat genees was van bose geeste en siektes. Maria, wat Magdalena genoem word, uit wie 7 duiwels uitgegaan het, en Johanna, die vrou van Gisa, 'n bestuurder van Herodes, en Susanna, en baie ander het hom almal met hulle besittings gedien. Miskien was daar van daardie vroue ook saam, hoe dit ook al sê, dit was 'n groterige boot, 12 disippels plus daardie vroue in die boot, en hier vaar hulle nou oor na die ander kant, na die oorkant, sê Lukas 8 vers 22 vir ons. Nou, in vers 26 kry ons bietjie meer detail oor daardie ander kant, daar staan, en hulle het geseil na die land van die Gadareners, wat oorkant Galilea is. So hierso is Galilea nou, hulle vaar oor en hulle kom in die land van die Gadareners. Nou dit is waarskynlik dalk in hierdie gebied, die Decapolis staan vir die 10 stede gebied, en dit was 'n gebied waar daar hoofsaaklik nie Israeliete ingebly. Ouens uit alle ander volke, nie Israeliete nie.
So dit is in hierdie omgewing. En dan sien ons dat dit wat in vers 26 tot 39 gebeur, nog als hier naby aan die meer van Galilea gebeur. So, hulle is hier in vers 22 nog aan die weste kant van die meer van Galilea, en dan vaar hulle oor, en in vers 26 kom hulle aan Jesus en sy disciples hier in die omgewing uit, in die land van die Gadareners, ons Bybel dit. En dan as ons in vers 40 kom, dan staan daar, en toe Jesus teruggekom het die skare hom verwelkom, want almal was hom te wagte. So wat ons hier raak sien in Lukas 8 vers 22 tot by vers 56 kry ons 'n beweging van Jesus oor die meer, vers 22 tot 25, en dan is hy en dan is daar weer 'n terugbeweeg, en in vers 40 is Jesus dan weer in Galilea. So dit is waar Jesus hierdie wonderwerke doen. Maar nou kan ons vra, wat wys Jesus met hierdie wonderwerke? Kom ons gaan gou 'n bietjie daarop in. Wat wys Jesus met hierdie wonderwerke? Nou soos ons gesê, doen Jesus in Lukas 8 vers 22 tot 56 3 wonderwerke, en dan wys hy vir ons hierdie 3 goed. In 'n vervloekte wêreld met 'n vyandige natuur, vyandige skepping kan ons amper ook sê, bring Jesus die koninkryk van vrede en harmonie. Dit sien 'n mens in vers 22 tot 25. Dan, volgende ding wat ons moet raak sien in die volgende, die tweede wonderwerk wat Jesus doen, in 'n wêreld onder die mag van die bose, oorwin Jesus die bose, en bring hy die koninkryk van ware vryheid. Dit is vers 26 tot 39, dan die derde een, in 'n wêreld vol siekte, eensaamheid, dood, bring Jesus die koninkryk van ware lewe. Dit is vers 40 tot 56. Dan baie belangrik, hierdie evangelie wat ons moet raak sien in hierdie wonderwerke, roep jou op tot gelowige reaksie. Dit soek jou gelowige reaksie. Dis nie maar net iets wat jy moet raak sien en sê, okay, daar is dit nou so aan. Maar nee, hierdie wonderwerke wat Jesus doen, waarmee hy wys wat hy verkondig, soek jou gelowige reaksie. Wat maak jy met die koning van hierdie koninkryk? Wat maak jy met hierdie koninkryk? En dit is so belangrik. Nou in die res van ons toerusting sessies vir hierdie week gaan ons nou ingaan op hierdie 3 dinge wat Jesus vir ons wys in hierdie 3 wonderwerke. Dit gaan ons doen in die res van ons toerusting sessies.